Goeiemôre, dis Dinsdag. Ons opdrag vanoggend is, dit is net God wat met 'n kromstok 'n reguit hou kan slaan. Na die aanvalle deur Hamas in Oktober 2023, vra 'n onderhoudsvoerder 'n Joodse rabbi, hoe hou die mense van Israel aan? En sy antwoord was, ons weet ons toekoms sal beter wees, want God het beloof dat hy die volk van Israel nooit sal verlaat nie. Dit is hoop. Die opskrif, net God kan met 'n kromstok 'n reguit hou slaan, was die antwoord wat Dominee Leon Geel Senior, toe van die studentegemeente van die Nederduitse Hervormde Kerk in Potchefstroom, jare gelede vir ons gegee het. Toe ons die vraag gevra het wat seker al elke gelowige gevra het, hoekom het hierdie seer oor my pad gekom? En hoekom het God dit nie gekeer nie? Dominee Geel se antwoord en sy verduideliking was nie gefokus om 'n moontlike antwoord te gee oor hoekom nie. Maar sy antwoord was om hoop in die situasie te vind. Die hoop dat wat ons ook al mag deurgaan en hoe erg dit ook al voel, hoe donker en hoe duister die prentjie lyk, hoe woedend ons ook al is oor die sinneloosheid daarvan of die onregverdigheid daarvan, dat daar wel iets positief daaruit sal vloei. Met elke aaklige ervaring sal God ons iets goeds leer. Vir geen oomblik sê dit dat God verwag ons moet nie seer kry nie. Ons moet nie leed en hartseer en teleurstelling beleef nie. Maar ons moet weet dat God midde in hierdie stryd met ons is, al voel dit nie so nie. Ons moet dink daaraan en hoop dat trane eendag minder sal raak. Dat die verlange na geliefde nie meer ons keel toegetrek sal hou nie. Dat daar 'n tyd sal kom wanneer ons minder kwaad sal wees. Dat daar 'n fase sal kom en 'n stadium sal wees wat ons kan vergewe en later selfs vergeet. Dat ons sal leer dat dit wat ons geglo het ons gaan vernietig, dit toe nie gedoen het nie. Al lyk alles donker en hopeloos, die son kom elke oggend op en hy bring lig. Elke baie pyn en lyding kan ons leer om te sien wanneer ander ly en dan kan ons vir hulle tot troos wees. Dat die alleenheid wat ons beleef, ons kan leer om 'n hand uit te reik na eensaam is. Dat swaar kry, ons kan vorm tot troos vir ander. Hoe pyn en lyding lei tot hoop kan nie ander en beter sigbaar wees as die offer wat Jesus vir ons aan die kruis gebring het en waaraan ons in die pas afgelope Paastyd weer herinner is nie. Nou vra ek jou om asseblief saam met my na hierdie video te kyk. The hardest thing that I've ever done in my life was to sit in a hospital room and watch my son die. And watch my wife watch her son die. Watch my other 2 children watch their brother die. And there was nothing I could do. And I would have done anything. I would have done anything. Couldn't do anything. As painful as that was for me, and as difficult as it still is, I've never experienced anything that has made me more aware of the love of God. What does that even mean? Because I watched my son die and couldn't do anything. God watched his son die for me and for you. And he could have stopped it.
But he loved us so much that he didn't. Elkeen van ons se pyn en ons situasie en ons vrae verskil. Maar ons kan elkeen midde in ons stryd vashou aan die hoop dat ons wel iets uit hierdie stryd sal leer. Dit het die vloekhout van die kruis aan ons bewys. God sal met die kromste stok 'n reguit hou slaan. Tot môre.